I say, como que boca família, salta tu, salta de, salta de, salta de. I say, como que boca família, salta tu, salta de, salta de. Essaye on the bar, essaye on the bar, essaye on the bar, Yahweh on the bar, essaye on the bar, essaye on the bar, essaye on the bar, Yahweh on the bar. I say, come on, we want to find the emerald, how can look, so see, how can be, so the faith and how can so the I say, come on, we want to find the emerald, how can look, so see, how can be, so the faith and how can so the Essaye on the bar, essaye on the bar, essaye on the bar, Yahweh is on the bar.
Daar sê, wat wonderlike koortjie is dit net nie, is hy nie wonderbaar, hy gaan kom op die wolke, ons gaan nog so een keer saam met julle doen, en terwyl ons nog wag vir almal om op te kom, en lekker die naam van Here groot te maak, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, ja, hy is wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, ja, hy is wonderbaar. As hy kom op die wolke van die hemel, elke hoog sal hom sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. As hy kom op die wolke van die hemel, elke hoog sal hom sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. Is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, ja, hy is wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, is hy nie wonderbaar, ja, hy is wonderbaar. Wat is daar nie enetjie? Daar sê, o, lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, na die see. Soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my na die waters, waar daar is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Nou sê, ek dink ja, kyk nie daar so wat, ek moet dit uit agter hier kom hy. Sê, daar sê, nou ja, ons is vanoggend dan op hemelvaart en vanoggend is dit juis een van die grootste hoogtepunte van die kinders van die Here, en dit is hemelvaart. Ek dink daar's 'n paar hoogtepunte wat ons as Christene herdenk, maar een van die goed wat ons baie goed herdenk ook is die hemelvaart, want dit is toe Jesus opgevaar het om te gaan sit aan die regterhand van die Vader. Ek het al baie daaroor gepreek en baie woord al oor dit gebring, en baie keer is ek nog steeds daaroor praat ek oor van, hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou, vanoggend is weer een vir daai oggende wat ons wil herdenk, dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy vir ons beteken het, maar ons is nou ook op pad, vir die uitstorting van die Heilige Gees, want dit was deel van die beloftes, laat hy sal opgegaan het, laat hy gaan na die Vader, maar hy gee ons die trooster, hy gee vir ons, hy sê, ons sal gedoop word met die Heilige Gees, en daarom is dit so groot opwagting by die kinders van die Here oor hierdie tydperk vir die uitstorting van sy Gees op ons. Nou, ek wil vanoggend met die net so 'n bietjie deel, gisteraand by pastoor Johnny se woordbreek en genadebroodbreek, het ons so vinnig so 'n bietjie gepraat oor die juis oor hemelvaart vandag, en daar het so iets moois uitgekom, maar ek gaan net met u nog daaroor deel. Vanoggend wil ek net wegspring, en daar's 'n paar punte wat ek wil uithaal, en wat ek net vanoggend dit net wil noem, laat ons stil staan,
en weer 'n bietjie daarna kyk. Die vraag sal altyd bly staan en altyd daar wees, maar hoekom het hy opgevaar? En as ons kyk, ek gaan dit ook nou lees vanoggend, vandat hy opgestaan het, was dit 40 dae wat hy tussen hulle beweeg het, en oor 'n 40 dae termyn het hy baie in hulle belê. Hy het hulle besoek en hy het hulle baie dinge vertel. Hy het soveel goed vir hulle probeer insit om voor hy sou weggaan. En dit was sy laaste teachings wat hy of sy leringe wat hy met hulle gedoen het. En hy OK, goed, daar is ons terug op die lyn. Ons het hom nou gehoor gesit na die ander toe, hoop ons kan aangaan. Maar daar het soveel dinge plaasgevind en soveel dinge wat hy in hulle wou insit, wat hy wou seker maak dat hulle kan aangaan. Ons wil ook aangaan. Daarom gee vir ons die Heilige Gees om ons elke dag van ons lewe vorentoe te kan gaan. Wil sê, ons die ontvang van die Heilige Gees is nie net sommer iets wat ons kry in wat mooi is en wat pragtig is en ons om te kan sê ek het die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees is daar om werklik vir jou en my van dag tot dag, van sekond tot sekond te kan lei en te kan help om vorentoe te beweeg. So, volgende Sondag gaan ons 'n bietjie meer daaroor praat, maar nou wil ek vanoggend met u praat oor sy gaan wat hy gaan. In vers 3, Handeling 1 vers 3 praat hy van, aan wie hy ook na sy lyde, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en hy sê oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Wil sê, sy laaste tyd sit hy baie tyd in oor die koninkryk. En ek dink elkeen vir ons, die belangrikste ding vir ons moet die koninkryk wees. Die laaste ding van Jesus en die Vader en die Heilige Gees, almal is deel van die koninkryk. Wil sê, die koninkryk beginsel moet wees, wat hy verkondig die koninkryk meer as wat hy verkondig het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar te wag op die belofte, die wat die Vader, van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wil sê, ons weet almal die aanloop tot die Heilige Gees, tot dit wat gaan gebeur. Nou sê vir sy disippels, julle moet gaan sit, julle moet gaan wag daarvoor. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hy sê, nie lank na daardie dae nie. Wil sê, van dit gebeur het, van dit plaasgevind, nie lank daarna nie. Dit was 40 dae met die uitstorting van die Heilige Gees, wat die Pinkstertyd wat ons vandag vier, plaasgevind het. Nou sê vir hulle, julle moet net gaan sit en wag, julle moet geduldig wees, bly in Jerusalem, en dan kyk julle, en hy antwoord hulle, dit toe op vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? As jy onthou, so 'n paar, so hele klomp Sondag terug, het ek juis oor daai ding gepraat, wat hulle wou vir hom koning maak. Hulle het gedink hy gaan dit herstel, maar onthou, hulle het gedink aards, hulle het nie gedink geestelik nie. Hulle het nie gedink van die koninkryk wat van God praat, en die koninkryk wat die wêreld van praat nie. Dis twee verskillende dinge. Jesus sê, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk is 'n koninkryk wat hulle nie gesien het nie, en hulle kon dit ook nie verstaan het nie. Maar ons weet, vandag wanneer ons dit leer, vandag wanneer ons hierna kyk, besef ons vandag, ons is nie van die wêreld nie. Paulus skryf ook hiervan, ons is nie van die wêreld nie. Hierdie koninkryk van hierdie wêreld is nie ons sinne nie. Dit is in geval net 'n gemors, dit is deur mekaar. Mense probeer iets maak daarvan, maar al wat hulle doen is hulle maak meer nonsens, hulle maak meer dinge aan. So, as hulle die koninkryk van God sou gebring, sou dit heeltemal anders te gewees het. Maar dit is nie nou so nie. En nou sê hy, met sy opvaarding, is die eerste gedagte wat ek en jy moet hê,
hy's deel van God se koninkryk en hy gaan 'n koninkryk wat hy gaan oorneem, 'n koninkryk wat hy besig is om te stig, 'n koninkryk wat hy besig is om voor te berei, 'n koninkryk wat hy bymekaar maak om 'n magtige koninkryk te gaan wees, 'n koninkryk wat nooit getel kan word nie, 'n koninkryk, die woord sê, jy sal dit nie kan tel nie. Hy sê net die menigte wat al uit die groot verdrukking kom, het sal so groot wees, dat niemand kan dit tel nie. Wat sê, dit gaan ontelbaar wees, die koninkryk van die Here. So, dit is nie net 'n klein koninkrykie, of 'n koninkryk, of 'n wat maar uit seker miljoene of ter miljoene mense bestaan nie. Hierdie koninkryk is 'n koninkryk, en hy gaan om daai plek te berei. Hy gaan om dit vir jou en my voor te berei. Hy sit nou tyd in by die Vader ter wille van jou en van my. En hulle wil die koninkryk hê. Hy sê, maar julle verstaan nie, en dis ook nie vir julle nou om te weet wanneer God die koninkryk wil herstel, of hoe hy dit wil doen nie. Dit kom julle nie toe om dit te weet nie. Maar dan sê hy vir hulle, maar julle, wanneer julle wel die Heilige Gees ontvang, wanneer julle sien, ek het opgegaan, en ek gesit in die Vader, dan stuur ek hom vir julle, en wanneer hy oor julle kom, wanneer hy op julle kom, dan sê die woord van julle, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies, hoor nou, julle sal my getuies wees, as julle onthou, ek is so 'n tydjie terug beginne, om 'n getuie te wees, om getuienis te bring, om 'n getuie te sê, daardie getuies kom tot vandag toe. Daarom sê hy, Dawid, jy en ek en ons beweeg, wat moet ons wees? Getuies. Dis wat hy soek van jou en my. Hy soek net om te getuig van die grootheid van God. Hy wil hê jy moet getuig van die wonders wat God doen. Hy wil hê jy moet getuig van die grootheid en almag van God. Dis waarvoor hy vir jou die krag gee. Dis waarvoor hy vir jou die Heilige Gees gee. Nie om dit te hê nie, net vir jouself in te dink, wel ek is daarom oulik, ek het nou die Heilige Gees. Maar wanneer jy die Heilige Gees ontvang, is daar werk wat moet gedoen word. Is daar iets wat moet jy gaan doen? Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Jy kan nie net wanneer die Heilige Gees ingeval in jou is, kan jy nie stil bly nie. Jy wil vertel van die wonders van God. Jy wil vertel van die dade van God. Jy wil vertel van die grootheid van God. Daarom verstaan ek baie keer nie kinders van die Here nie. Ek verstaan nie hulle roem hulle is kinders van die Here, maar wanneer hulle praat van, dan sien ek, maar daar's nie getuienisse nie. Die getuienisse is nie by hulle nie. Dan wonder ek, maar wat het Jesus dan vir hulle gedoen? Wat beteken Jesus se woord toe hy vir sy disippels gesê het, wanneer julle die Heilige Gees ontvang, sal julle krag ontvang. Jy sal krag hê om 'n getuie te wees. En nou staan nie getuienisse nie. Dan verstaan ek nie heeltemal die ding altyd in my logika van dit nie. Maar wat ek weet, en dit staan in die woord, en daarom glo ek die woord. En die woord sê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan raak jy my getuie. Dan moet jy begin praat. Besef, Jesus het nie verniet opgevaar nie. Hy het gegaan en hy het gekom, sodat die Heilige Gees oor miljoene mense op dieselfde tyd kan praat, met dieselfde mense kan deel, wat in 'n fisiese liggaam nie moontlik is nie, maar vir Jesus in die Gees is dit moontlik. En daarom kan mense op 'n ver plek van jou afsit. Mense kan, kom ek sê, daar in my goeie vriende, daar in Iphigenie en Janine, kan sit, of waar hulle ook al, Paultjie hulle in Australië, van die mense in Amerika, maak nie saak waar nie, en hulle kan dieselfde ervaar wat jy ervaar. Hulle kan dieselfde woord kry wat jy kry, kan hulle ook kry. Hoeveel getuienisse het ons net al van dit gehad nie? Laat mense sê, toe iemand bel te sê, weet jy, ek het daai woord gehad, weer het hy dieselfde woord gehad. En dan dink 'n mens, wow, maar die Here is groot, die Here is wonderlik. Sy Gees wat hy vir ons gegee het. So, die Gees is daar om jou te leer en te lei. Die Gees is daar om vir jou te help om 'n getuie vir hom te wees, nie om vir jouself te hou nie. Nie om vir jou so grein te maak dat jy nou dink, ek het nou net die Heilige Gees nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sê die woord van die Here, sal jy my getuie wees. En daarom wil ek vir jou as kind van God wil ek bemoedig. Ek wil vir jou sê, gebruik die gawe van die Heilige Gees. Want die gawe van die Heilige Gees het nog ander funksies ook, maar een van hulle is 'n getuienis.
En Jesus sê dit eintlik vir hulle, voor hy praat oor die gawes, voor hy praat oor hy sê, maar julle sal my getuie wees. En wanneer julle die Heilige Gees ontvang, hy sê, wees in Jerusalem, sowel as in Judea, Samaria, en dan sê hy, tot aan die uiterste van die aarde. Nie net Jerusalem nie net daai tyd nie. Baie mense is vinnig om vir jou te vertel, ja, maar dit was in die ou tyd, dit was daai tyd gewees, dit was nog onder die wetties. Dit is nie wetties hierdie nie. Hierdie is die lewensare van die nuwe evangelie, van die nuwe koninkryk. Dis sy lewensaar is getuienisse. Sy lewensaar is getuienisse. Wanneer jy van huis tot huis gaan, wanneer hulle van huis tot huis brood gebreek het, wanneer hulle van plek tot plek beweeg het, van dorp tot dorp, van stad tot stad, van land tot land, was die ding wat hulle gevat het, die getuienis van wat God kan doen, wat hy gedoen het, hoe hy opgevaar het na die hemel, waar hy sit in die regterhand van die Vader, waar hy vir jou intree vandag, waar hy jou sondes verlos het, waar hy jou vrygemaak het, waar hy jou opgerig het, waar hy jou uit die diepste moddersluik uitgehaal het, waar hy jou geneem het na hoër hoogtes toe in jou lewe. Jy was niks gewees nie, maar vandag is jy iets. Wat is dit? Dis die Heilige Gees wat met jou praat en met jou deel. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde en geregtigheid. Dis die Heilige Gees wat vir jou leer dit wat Jesus gesê het. So, dit wat hy gee, sy hemelvaart, toe hy dit gedoen het, het hy eintlik vir jou die eerste punt was. Hy het gesê, jy gaan krag ontvang hierna en jy gaan my getuie wees. Jy gaan dit dan doen. Vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Pastoor John het gisteraan so mooi gepraat, nie opgevaar nie, maar hy's opgeneem. Dit klink vir my ook lekker as 'n mens daaroor praat. Hy het nie opgevaar nie, daar staan nie opgevaar, hy sê opgeneem. So, hy's opgeneem. En terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere, wat sê hy, geleese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Wanneer hy dit sê, dis die tweede eintlik belofte wat ons sê. Jy sal krag ontvang om my getuie te wees. Die volgende belofte wat vir ons help, is dat hy gaan terugkom soos op die wolke. Wie oortuig jou in jou hart? Wie oortuig jou elke dag van jou lewe, dat hy gaan kom op die wolke? Hy gaan daar wees. Hy gaan kom in sy grootheid. Hy gaan kom in sy heerlikheid. Hy gaan kom in sy majesteit. Hy gaan kom en hy gaan deel wees van jou en my bestaan, van die grootheid van God se lewe in ons, sodat ons kan sien en ervaar die majesteit en die heerlikheid van hom. En dit is die dinge waarna ons uitsien. Dis die dinge waarvoor die hemelvaart plaasgevind het. As Jesus dalk nie gebly het, sou dit nooit so gewees het nie. Maar hy het gegaan na die Vader, sodat jy kan lewe. Hy het gegaan na die Vader, waar hy vir jou intree. Hy het opgevaar, en hy gaan weer kom om jou en my te kom haal, om die kinders van die Here te kom haal, om sy koninkryk by mekaar te sit. Openbaring sê eintlik, aan die einde van daai tyd sal hy die koningskap wat hy bymekaar gemaak weer teruggee aan die Vader, want alles besit vir die Vader. Die Vader gee hom en hy gaan dit weer teruggee aan die Vader, want hulle is maar een en dieselfde. Hulle is daar. En nou gisteraan het pastoor Johnny met ons gedeel en ek wil graag met julle deel daaroor. Hy het gepraat van in Efesiërs 4 vers, ek wil lees van vers 7 af, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die maat van die gawe van Christus. Ek het net vir jou gesê, deel van die uitstorting van die Heilige Gees, deel van hierdie laat hy gegaan het, was juis laat ons die gawes kan begin kry, laat ons die gawes vandag het om te kan uitleef, laat ons vandag die gawes kan doen. Baie keer sal mense sê, maar ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen of ek kan nie dit doen nie. Dis omdat jy nog nie aanvaar het wat se gawe God jou gegee het nie. Jy moet gaan sit en kyk, wat kan jy doen? Is dit om dit te doen? Is dit om dit te doen? Daar's soveel gawes.
Daar's soveel dinge wat God gee, maar hy sê ek gee vir jou die krag daarvoor, om my getuie te wees, om jou gawes uit te kan leef, om vorentoe te kan gaan, sodat jy deel kan wees van hom en sy grootheid. Daarom sê hy, vers 7, vers 8 sê hy, daarom sê hy, toe hy opgevaar het en in die hoogte, het hy die gevangenes, gisteraan toe praat ons daaroor, het hy gevangenes gevange geneem, hoor nou, en as jy nou nog vanoggend sê, jy weet nie jou gawe nie, dan beter jy nou vanmôre regskuif en begin kyk, waar lê jou gawe? Hoor wat sê die Here, wat sê die woord van die Here? Hy sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, toe hy opgegaan het, toe doen hy twee dinge. Het hy die gevangenes gevange geneem. Nou gisterand het ons daaroor gepraat, hoe neem jy 'n gevange? Nou, ons het gou vinnig daaroor gepraat. Die een wat gaan wees, julle wat in bondage was, julle wat vasgevang was, julle wat in gevangenskap was. Onthou, in die wêreld is jy gevange. In die wêreld is jy God, as jy die wêreld dien en jy die wêreld is jy gevange van die wêreld. Jy doen wat die wêreld doen, jy doen wat jy praat wat die wêreld praat, jy doen wat die wêreld praat. Wil sê jy's vasgevang daarso in 'n mag wat deur die duiwel beheer word. En nou kom Jesus en hy vat daardie gevangenes en hy maak dit sy gevangenes. Paulus skrywe eintlik in die begin van Efesiërs 4, ek kan dit net vir julle lees. Ek vermaan julle dan ek die gevangene. Paulus skryf, hy sê ek is eintlik 'n gevangene van Christus. Christus het my losgevat uit die wêreld uit, van gevangenskap, en het my oorgesit in gevangenskap van hom, wat in die heerlikheid van sy Vader is, om te doen wat sy Vader doen. Hy sê, daarom het hy mense gevange geneem, en nou sê hy iets vir jou en my, en hy sê, en die gawes aan die mense gegee. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het daardie losgemaak, hy het hulle onder sy beheer geplaas, jy's nou in die beheer van die koninkryk van God, en nou sê hy, aan die mense en aan hulle het hy die gawes van God gegee. Die gawes van ons koning Jesus. Nou, vanoggend, gaan lees maar al die gawes, ek gaan van hulle vir jou vanmôre net vinnig deel gou mee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Dan vers 10, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele. Hoor nou, dit is die mooiheid van God, die mooiheid van ons koning Jesus, dat hy nie net gegaan het nie. Hy het nie gegaan omdat dit gebroken is nie. Hy het nie dit gegaan omdat hy gevoel het, maar dit gaan nie so werk nie. Ek kan nie meer hier wees nie, of die Vader gedink het, nee, ek vat my kind weg, want die wêreld is te deur mekaar. Nee, wanneer hy dit doen, wanneer hy opgevaar het, wanneer hy opgegaan het na die Vader toe, hy sê, het hy opgevaar bokant al die hemele, sodat, hoor nou, sodat hy wat kan hy gedoen het? Bokant die, sodat hy alles tot volheid kan bring. Sodat hy alles, kom nou met my, sodat hy alles tot wat? Tot volheid kan bring. Nie 'n gebrek nie, nie 'n ondergang nie, nie 'n verkeerde gedagtes nie, nie verkeerde goeders nie, maar daardie gaan van hom was om dit te vervolmaak, om dit te bring tot 'n volheid, wat ek en jy in kan pas in die heerlikheid van God, waar ek en jy kan sit in die teenwoordigheid van die Almagtige, dat ek en jy deel kan wees van God se koninkryk. Jy, met ander woorde, hy het nie net gegaan nie, maar hy sit in die Vader. Hy het nie net gegaan, laat dit moet mooi wees, laat jy getuie kan wees, laat jy vir mense kan vertel hoe groot is hy, maar net dit, sê hy vir ons dan, ek het gegaan, sodat dit kan kom tot 'n volheid.
nie iets leegs nie, nie iets wat nie gaan bestaan eendag nie, maar wanneer hy gegaan en sê, ek gaan vir julle plek berei, as ek plek berei, kom ek julle haal. Hy spreek van 'n nuwe tydperk, hy spreek van 'n nuwe stad, hy spreek van 'n nuwe Heer, excuse me, 'n nuwe heerlikheid. Hy spreek van 'n nuwe bedeling. Hy spreek van iets wat gaan kom, wat ons maar net van lees, maar wat ons nog gaan ervaar, wanneer daardie volheid sy plek ingeneem het. Hy sê om alles tot volheid te kan bring. En dan sê hy vir die ouens wat sê, ek het nie 'n bediening, ek het nie 'n gawe nie. Hy sê, ek het dit vir hulle gegee, ek het dit vir die mense gegee. Nou as hy mense gegee het, dan sonder hy nie uit nie. Mense beteken mense, dit beteken nie 'n naam nie. Dit is nie net Willie Tron vanoggend of Elsie of Jaco of Piet of Koos of Klas vanoggend nie. Maar wanneer hy praat van mense, praat hy van almal. As hy praat van Jerusalem of van Israel, praat hy nie net van 'n plek nie. Hy praat van mense. As hy praat van God se koninkryk, praat hy nie net van 'n stelsel nie. Hy praat van mense. Sodat wanneer jy en hy praat hier, so hy sê aan mense gegee. Hy het dit vir jou gegee. Hy het dit vir Sannie gegee. Hy het dit vir Piet gegee. Hy het dit, maak nie saak wat jou naam vanoggend is nie. Maak nie saak wie jy vanoggend is nie. Dis vir jou gegee. Daarom het hy opgegaan sodat jy dit kon kry. Daarom het hy gesit aan die regterkant van die Vader, sodat jy dit kan hê. Daarom moet jy net op 'n plek kom in jou hart luister, en jou gees begin luister wat God vir jou sê om te doen. Elke van ons sal verskillend wees. Daar sal saam party mense doen. Ek is lief om kosse te gee of uit te deel vir skole, om by skole te reël dat daar kos kom vir die kinders. Ek is baie lief vir dit, ek hou van dit. Maar weet jy, daar's duisende, miljoene ander plekke wat ook kosse gee. Elke ene het sy eie manier van doen. Die Here het dit op my hart gelê. Ek en Elsie doen dit, in ons hart het ons dit. Ons doen dit vir mense, ons doen dit vir kinders. Maar daar's nog duisende ander plekke wat meer kinders kos gee as wat ek kos gee. Wat meer mense omsien as wat ek omsien. Daar's baie meer mense wat hospitale besoek as wat ek ooit 'n hospitaal besoek. Daar is miljoene mense wat dwars oor die wêreld, wat die mense gaan uithaal uit die diepste plekke uit, hulle gaan optel en bring. Want jy sien, hy het 'n gawe en hy het 'n doel in sy lewe wat God vir hom gegee het. So, moenie vanmôre sê, ek kan dit nie doen nie. Daar's te veel wat dit doen, jy het dit nog nie gedoen nie. God is besig met jou, los ander mense uit. Los ander distansies uit. Los ander mense wat goed doen, los hulle uit, laat hulle doen. Moenie jy bekommer, jy moet doen wat God vir jou sê om te doen. Dis hoekom hy opgevaar het. Hy het nie opgevaar sodat jy met gevoude hande moet sit nie. Sodat jy moet dink alles behoort aan jou nie. Die koninkryk is jou nie. Daar's beginsels. En die beginsels, een van die beginsels is getuig. Praat van my, vertel van my, bring hulle by die koninkryk van God. Ek gee vir julle genadegawes om dit te kan doen. En hy sê, en hy het gegee, vers 11, en hy het gegee, sommige as apostels en ander as profete, anders evangeliste, anders herders, anders leraars en die ander noem hulle nou eers nie. Hoekom het hy dit gegee? Waarom gee hulle die Here dit? Waarom gee die Here gawes? Baie mense verstaan nie hierdie ding nie. Die Here het jou 'n gawe gegee om wat te doen. Hier is dit, om die heiliges, hoor nou, om die kinders van die Here, die heiliges, toe te rus vir hulle dienswerk. Ek rus mense toe vir hulle dienswerk. Jy rus mense toe vir hulle dienswerk. Hulle rus mense toe vir hulle dienswerk. So rus ons elke ene toe vir sy dienswerk. Om wat te doen? Om te doen dit wat God wil hê moet doen. Om te getuig dit wat die Here wil hê om te getuig. Hoekom daardie dienswerk? Tot opbouing van die liggaam van Christus, tot opbouing van sy koninkryk. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie net oor my nie,
dit gaan nie net oor ons nie. Hy het aan die hemel, hy het opgevaar, sodat ek en jy sy getuie kan begin word. Hy tree vanoggend vir ons aan. Hy het vir jou die Heilige Gees gegee. Hy het met ons begin praat. Hy het opgevaar, sodat jy die gawes kan kry. Hy het opgevaar na die Vader, sodat jy kan begin doen wat God wil hê jy moet doen. Jy het nie 'n ander keuse nie. As jy doen dit wat die skrif sê, dan moet jy vanmôre die gawe doen wat hy vir jou gegee het. Dan moet jy vanmôre begin uitleef dit wat hy vir jou gegee het. Moenie rondkyk na mense nie. Mense gaan vir jou nergens bring nie. Mense gaan nie vir jou help om in te kom nie. Ek het altyd in die gemeente vir mense gesê, en Elsie het altyd vir hulle gesê, if you've got a vision, you've got a job. As jy daai visie het, jy het 'n job, doen hom. Moenie maatjie soek nie. Moenie pelly soek nie. Moenie mense soek om jou te help. God sal by jou voeg. Mense, God sal by jou gee om die koninkryk beginsel, want jy doen 'n koninkryk beginsel. So, doen hom om die heiliges toe te rus, opbouing van die liggaam. Dan sê hy, totdat ons almal, dit sluit jou, dit sluit my, almal. Hy sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof, dieselfde gedagte, dieselfde idee. Ek werk nie vir my nie. Ek arbei nie tussen mense vir my nie. Ek wil nie vir my 'n koninkryk by mekaar maak nie. Ek soek nie 'n koninkryk nie. Nou die dag het gister weer met iemand gepraat. En hulle baie gevra, pastoor, wil jy toe jy aftree, gaan jy 'n kerk beginne? Ek wil nie 'n kerk beginne nie. Ek wil koninkryk beginne. Ek wil die koninkryk beginsels uitleef. Ek wil die koninkryk beginsels aan mense vertel, wat nie by 'n plek kan uitkom nie. Ek wil die koninkryk nie vir my bou nie. Ek is niks nie. Ek is net 'n instrument in die hand van die Here. Ek wil doen dit wat die Here wil hê. Die Here het my vir soveel lank gebruik in 'n gemeente waarvoor God loof en prys. Maar vandag gebruik hy my vir iets anderste. Vandag gebruik hy my ook vir dit. Hoekom? Omdat ek wil wees in die wil van my Vader, om die heiliges toe te rus tot opbouing van die liggaam. Dis jou opdrag, dis my opdrag. Dis ons almal se opdrag. Tot ons almal gekom het tot die eenheid van geloof, van die kennis van wat? Van die Seun van God. Hoe kry jy kennis? Die woord. Hoe kry jy kennis? Deur luister na getuienisse. Hoe kry jy kennis van God se eerlikheid om my gawe te begin uitleef? Hoe kry ek kennis van die groot dinge van God om te beweeg in sy heerlikheid en sy grootheid, sodat ons kan kom tot die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, om te word soos hy. Wat sê vanoggend, het hy, as ons herdenk ons vanoggend, hy het nie verniet gesterwe nie. Hy het nie verniet opgevaar nie. Hy sit vanmôre aan die regterhand van die Vader. Ek gaan hulle deur. Hy sit vanmôre aan die regterhand van die Vader, waar hy vir jou intree vanoggend. Hy sit vanmôre daar om jou vanmôre te help. Hy het voor toe hy opgegaan het, sit hy vanmôre sodat jy die Heilige Gees kan ontvang, sodat jy krag kon ontvang, sodat jy sy getuie kan begin word, jy verander kan begin leer, jy die gawe van die Heilige Gees, jy die gawes kan begin ontvang, om wat te maak, nie vir jouself te gebruik en te dink hoe goed is jy nie, maar om ander te dien, om ander te help, om ander by te staan. Hoekom om hulle by te staan? Sodat die liggaam van Christus tot 'n eenheid kan begin beweeg, sodat daardie honger ene, daardie verslaafde, daardie sieke, daardie ene wat vasgevang is vanmôre, kan opstaan in dieselfde taal as jy kan begin praat, dieselfde taal as jy kan begin getuig, dat God het my genees, God het my verlos, God het my koning Jesus het my losgemaak, het my vrygemaak, het my opgetel. Jy sien die getuienisse stop nie, en die gawe wat God jou gegee het, bring mense tot God.
Hy bring hom tot ons koning Jesus. Hy bring hom tot inkeer. Hy bring hom tot by die koninkryk van God, sodat hierdie koninkryk van God groot en sterk en magtig kan word. 'n Koninkryk wat nie deur mense getel kan word nie. Hy het jou toegerus met dit. Volgende Sondag gaan ek nou 'n bietjie ook nog praat oor die gawe van die Heilige Gees. Maar vanoggend vir jou en my is, hy het opgevaar. Hy het opgevaar. Sê dit in jou hart vanmôre. Hy het opgevaar. Sê vanmôre in jou hart, hy tree by die Vader vir my in. Sê vanmôre in jou hart, ek gaan sy getuie begin word. Ek gaan nie meer stil bly nie. Ek gee nie om wat mense partykeer sê nie. Dan sê ek vir hulle, dis al wat ek het. Ek het net hom. Ek het net hom. Ek het net hom vanmôre in my lewe. Ek het niemand anders te nie. Ja, ons het ons families. Ek het vir Elsie aan die ander kant, ek is baie lief vir my vrou. En sy is lief vir my, ek hoop so, baie daar is ek so kwaad maak. Maar weet jy wat? Hy is my alles. Maar die Here is my alles en alles en alles in my lewe en ook in haar lewe. Vir ons gaan dit oor daardie koninkryk beginsel. Nie dit wat ons is nie. Ons is foute soos julle. Ons maak foute soos enige mens. Ons stel die Here teleur soos enige mens die Here teleurstel. Maar moenie ophou getuig nie. Moenie ophou vertel van die grootheid van die Here nie. Moenie ophou om die heerlikheid te verkondig van God se grootheid nie. Bly aan met dit. Kyk vanmôre terug. Sien vanmôre wat hy vir jou doen. Sien vanmôre wat hy vir jou beteken. Sien dit wat hy vanmôre vir jou doen. En gee hom die eer vanoggend, omdat hy by die Vader sit. Hy moes gaan, sodat jy en ek kan lewe. Kom ons bid saam. Vader, my koning, vanmôre dank ek U vir 'n dag soos Hemelvaart. Here, vir baie mense dwars oor hierdie wêreld beteken hierdie dag niks nie. Dis 'n dag wat maar net 'n gewone vakansiedag is. Here, baie lande het dit nie eers nie. Here, so glo hulle, begin glo nie meer aan die Hemelvaart nie, wat hy opgegaan het, wat hy opgevaar het nie. Maar Here, as U nie opgegaan het nie, as U nie hierdie hemels of hierdie aarde verlaat het en beweeg het na die hemelse heerlikheid nie, wat sou van ons geword het? Here, baie kere as ek kyk, dan besef ek, as U nie hierdie pryse betaal het nie, dan beteken dit ons sou verlore gewees het. Ons sou nooit gered kon word nie. Maar vanmôre wil ek U dank, en ek wil U loof, laat U die hemelse heerlikheid verlaat het om te kom na aarde. Laat U hier gebore was. Here, laat U saam met die mense kon opgroei en ervaar elke ene se seer, se pyn. Here, U het soveel groot wonders en werke gedoen. En daai selfde gawes wat U gehad het U vir mense gegee. U het dit op verskillende maniere gee U dit vir ons. Here, as ek gekyk het, hoeveel gawes het deur U wat deur U gewerk het, wat U vandag vir ons gee. Party, U woord sê, party is gesondmaking, party is lering, party is om herder te wees, party is om die wees en die wederwees om te sien, party is daar om ander tot insigte te bring. Here, daar is soveel verskillende gawes. Het U vir ons gegee, maar U het vir ons die voorbeeld gestel van dit. U het vir ons gewys hoe om dit te doen. So al wat ons kan doen is om te doen wat U gedoen het. Om te spreek wat U gespreek het. Om te maak al die goed wat U gemaak het. Here, want U het daardie gawes besit en U gee dit vir ons. Here, maar kom gaan dan met ons, wees met ons. Laat hierdie dag nie in ons harte sal sterf nie, maar laat ons op hierdie dag
nog meer en meer ook aan U sal dink. Here, kom seën ons nou verder, en ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Mag die Here vir U seën, geniet hierdie dag verder, en gee daai getuienis. Praat 'n bietjie van sy grootheid en sy heerlikheid. Partykeer sal mense vir jou sê, ek wonder of dit die moeite werd is. Verseker, dit is die moeite werd. Maak nie saak hoe jy voel vanoggend nie, maak nie saak waardeur jy gaan vanoggend nie. Onthou, hy het opgevaar sodat jy kan lewe. Die Here seën elkeen vir julle, en as die Here se wil daarby is, sien ons mekaar volgende Sondag. Nou Sondag. Elsie sê hierso nie volgende Sondag, hierdie Sondag. Ons is mos nou al in hierdie week, hierdie Sondag, dan sien ons mekaar. Seëninge en alle seën vir die Here met julle wees. Amen. Blessings.